Goeiemorgen, dit is zaterdag, nee, dit is vrijdag, die 26ste December 2025 en ek maak hierdie kombinasie uitsending vir vandag die 26ste en môre die 27ste, vandaar die vrijdag, zaterdag combo wat ek dan vir julle opneem. En ja, ek is nog nie thuis nie, so vinnige heen en weertjie by my skoonmense. En ek sal echter maandagoggend weer terug wees op my pos. Intussen glo ek dat almal van julle 'n wonderlike feestydperk beleef. En die wat op vakansie is, bly waaksaam, bly ingelig. En die wat nie op vakansie is, want dat is mos altyd die paar mense wat die waardeur die drif moet trek en met aanhou moet die nodige werk. En boere wat nie van hulle plase af kan kom hierdie tyd van die jaar nie. Ek dink nou aan die manne daar langs die Oranje rivier ook spesifiek. En baie sterkte ook vir julle en so tussen al die werke deur glo ek tog dat julle ook hierdie stilte oor die goeie dae terdee geniet. Ek beoog dan ook om maandag aand 'n spesiale bosberaad uitsending te hou vir almal om te luister en ek sal so 'n addisionele boodskap ook rondom maandag, dinsdag uitsaai. Net so vir 'n jaarafsluiting en dan 'n oënskou op wat kan ons moontlik in 2026 verwag. Want alhoewel die stilte neerdal oor die groot stede tydens gister se 25ste Kers of 25ste Desember Kersdag gebeure hier in Pretoria, was die strate doodstil, omtrent geen karre nie, 'n absolute stilte wat ook glo vir die volgende paar dae nog sal voortduur. Maar as 'n mens agter die skerms gaan kyk, dan wil dit nie vir my lyk asof die stof van 2025 heeltemal wil gaan lê nie. En ek wil dan ook vir julle hierdie aanhaling op X net voorlees, dat julle kan sien wat sê Ngubane Nguduzongana. Hy sê dan hier dat die Dutch colonial settlers want apartheid back in South Africa, using the fake white genocide as a false alarm. We've got a surprise for them. This time we'll drive them to the sea. No Trump will assist racists in bringing apartheid back to South Africa using a fake white genocide as a false flag. They want to do to us what they did to Palestine. Let me warn them. We will leave no one behind. We will wipe you out. You tried to wipe us out during the colonial conquest, and we fought back during the frontier wars. You tried during apartheid and failed, but you want to try again. En dan gaan hy voort en hy sê, this time we won't just fight back. We'll kick you out of our country because we see you as animals who can't coexist with us. Tata Mandela tried, but he failed. Therefore, we'll take no chances. If the state fails to deal with terrorists like AfriForum and Solidarity, justice must prevail. En dit is eintlik 'n verklaring wat gemaak word, maar in dit kan jy ook die sentiment van jou meer radikale groepering beleef en ervaar. Ons sien hierdie oplewering in retoriek toenemend op sosiale media. Hierdie een was nou toevallig op X gewees. En ons moet baie nugter en realisties hieroor dink. Solidariteit en AfriForum word ernstig geblameer vir die situasie waarin Suid-Afrika homself nou ten opsigte van die res van die wêreld
en veral Amerika bevind. Wat natuurlik totaal en al nie die waarheid is nie. Hulle het eintlik net hulle self te blameer vir die situasie wat tans uitspeel ten opsigte van Amerikaanse druk en Amerikaanse ekonomiese strafmaatreëls wat hulle teen Suid-Afrika toepas. En dit is baie vinnig om dit om te swaai. Maar trou aan die ANC en hulle volgelinge en ander swart politieke partye, groeperinge wat uitlatings maak, getrou daaraan moet iemand anders die skuld vir die huidige tragedie ontvang. Want dit is nie hulle skuld nie. Dit is die mense wat in Amerika gaan bevestig het wat aangaan in Suid-Afrika. Dit is die mense wat nou verkwalik word vir die huidige mislukking van die regering. Nou daardie mislukkings kan ons aanvaar en toenemend voor ons deurgelê word. Wat in 2026 heel waarskynlik 'n hoogtepunt kan bereik en wat dan vir ons niks goed inhou nie. Hierdie hele waarskuwing wat hulle hier uitspeel, wat hulle hier sê, is 'n weerklank van hoe die oorgrote meerderheid geïndoktrineer is deur die regering ten opsigte van die blanke minderheid in Suid-Afrika. So selfs hier wil hierdie groot feesdae in die aanloop na die einde van die jaar, die begin van 2026, moet ons nugter hieroor dink en wakker wees en besef dat ons raak by die dag toenemend 'n teken van alle blaam, 'n teken van mislukking, 'n teken van vernietiging en die haat bly groei en groei tot die punt waar niks en niemand dit gaan stop nie en dit spontaan in Suid-Afrika gaan losbars en waar daar net een oplossing gaan oorwees en dit sal wees vir ons om te veg vir ons oorlewing. Geniet dan die res van hierdie jaar en ek praat maandagoggend weer met julle. Geniet julle kondensmelk koffie en geniet hom lekker, geniet hom soet, want dit is tog vakansietyd. Geniet dit en vir die van julle wat werk, sterkte, vasbyt en baie seën vir julle almal. Mooi loop, lekker dag.